Hallo kruiskietsmaats, dis so lekker dat ek weer bietjie saam met julle kan kuier. Kom ons sluit gou ons oë en dan begin ons gou. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n oggend. Dankie dat ons nou saam in U se woord kan inklim. Ek kom vra asseblief dat U ons geestelike oë en ore sal oopmaak vir wat ons nou gaan hoor en dat ons moet hoor wat U wil hê ons moet hoor. Ek bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. So, ek weet nie van julle nie, maar ek is bietjie hartseer dat die vakansie nou amper klaar is. Ek weet julle sien baie uit om terug te gaan skool toe. Ek grap somme. Nou, het julle geweet dat daar 'n sekere sport op die televisie was hierdie hele week? Of nie hierdie hele week nie, hierdie hele vakansie, die hele rukkie al. Het julle dit geweet? Dit het iets te doen met hierdie wat ek in my hand het. Weet julle wat hierdie is? Dis 'n bal, ja, maar nie enige bal nie. Wat 'n tipe bal is hierdie? 'n sokkerbal, ja. Weet nie of julle weet nie, maar ons het hierdie hele paar weke 'n wêreldbeker se sokker gehad. Hoe opwindend is dit nie? Nou, vandag wil ek bietjie met julle gesels oor hoe Jesus ons wêreldbeker is. Jessie, maar tannie Megan, dit maak nou nie sin nie. Kom ons lees gou iets uit Matteus uit, dan verduidelik ek vir jou. In Matteus 22, vers 37 tot 39 lees ons die volgende. Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. En, dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So Jesus sê nou vir ons, dat ons grootste en belangrikste taak is om vir God lief te hê, en dan tweede na dit, om ander mense lief te hê. Nou, as julle dink oor 'n sokkerspan wat saam oefen, vir wat oefen hulle? Hulle oefen dan so hard en hulle kompeteer teen ander spanne, maar vir wat? Hulle oefen vir 'n wêreldbeker, 'n groot trofee wat hulle eie naam kan opsit. Is dit nie lekker nie? Nou, as ons dink aan hoe hard hulle oefen, en dan, hulle oefen nie net hard nie, hulle help mekaar waar ook al hulle gaan, en hulle help mekaar. So, hulle werk saam as 'n goeie span. Net so is Jesus vir ons. As julle nou daaroor dink, toe Jesus aarde toe gekom het en mens geword het vir ons, het hy vir ons die perfekte voorbeeld gegee van hoe om mense lief te hê, hoe om te gee vir mense en hoe om vir hom lief te wees. So, net so, beteken dit, Jesus is ons wêreldbeker. Hy is die belangrikste ding en die enigste ding waarvoor ons moet gaan. So, hoe gaan ons nou dit regkry? Want daai is nou sulke groot woorde. Hoe gaan ons dit nou, wat ek en jy, moet gaan doen by die skool? Kom ons dink weer aan wat Jesus gedoen het. Hy was vriendelik vir mense. Hy het omgegee vir mense. Hy het seker gemaak dat die armes ietsie in hulle maagies gehad het om te eet. Maar, meer as alles, as iemand 'n fout gemaak het, het hy seker gemaak, hulle sê, ek is jammer. So as jy by die skool toe gaan, die manier hoe jy vir ander mense kan wys dat Jesus jou wêreldbeker is deur om, as daar dalk 'n maatjie is, wat nie kossies ingepak het nie, of dalk het hy nie kos nie, dan pak jy vir hom 'n ekstra broodjie in, dan gaan gee jy dit vir hom. Of, beter, dalk sien jy daar's 'n maatjie wat niemand meer het om te gesels nie. Hulle sit alleen, of hulle het niemand om mee te speel nie. Dan gaan jy na hulle toe, dan speel jy saam met hulle, of jy is dan hulle maatjie. Of, hierdie is 'n groot ene, en ek weet baie van ons sukkel daarmee. Maar, as jy 'n fout gemaak het, of jy dalk iemand seer gemaak, of jy dalk per ongeluk iets gesê wat jy nie moes nie, dan sê jy, ek is jammer.
Dis so eenvoudig soos dit. Dis hoe jy vir almal Jesus se lig in jou lewe kan wys. Is dit nie lekker nie? So, ek wil julle 'n bietjie uitdaag hierdie week. Gaan jy saam met mamma en pappa in dink bietjie, wanneer jy nou teruggaan na die skool toe. Hoe kan jy vir ander mense wys, Jesus is jou wêreldbeker? Kom ons sluit gou ons oë. Liewe Jesus, dankie dat ons kan leer om vir U lief te wees.